Hallo daar, hallo daar, hallo daar. Baie welkom by 'n sak vol stories. Dit is so lekker om van 'n ieder en 'n elk van julle wat saam luister te hoor. Ons wil net sê baie dankie vir die ondersteuning en die goeie terugvoer. Dit is vir ons heerlik om hierdie stories te vertel en net so heerlik om te hoor hoeveel dit geniet word. Vandag het ons 'n storie uit nog 'n uithoek van die wêreld, Indië. Het jy geweet, 'n mens kry olifante nie net in Afrika se bosse nie, maar ook in Indië. 'n Indiese olifant kan onderskei word van 'n Afrika-olifant want hy het baie kleiner ore. Maar hulle is nog steeds groot, want dit is immers 'n olifant. Nou ja, hier gaan ons met vandag se storie. Die blinde mans en die olifant. Baie jare gelede het daar 6 ou mans in 'n dorpie in Indië gewoon. Elkeen van hulle was blind gebore. Die ander dorpenaars het die ou mans liefgehad en gerespekteer. Die ou mans het baie goed oor die weg gekom en kon byna alles doen wat die ander dorpenaars kon doen, behalwe sien. Omdat hulle nie self die wêreld kon sien nie en nooit geweet het hoe dit is om te sien nie, moes hulle hul ander sintuie, gevoel, gehoor, reuk en smaak gebruik om te verbeel wat ander mense kon sien. Hulle het dit baie geniet om na die reisigers wat verbygekom het se stories te luister, sodat hulle meer kon leer oor die lewe buite hulle dorpie. Hulle het stories gehoor van verre oseane in die suide met reuse skepe en seegediertes met 8 slijmerige pote. Van woestyne in die weste met geheimsinnige diere wat 2 bulte op hulle rug het en in jou gesig spoeg. Stories uit die ooste waar swart en wit teddybere bamboesplante klim en kou. En stories uit die noorde waar daar voëls is wat nie kan vlieg nie, maar soos visse kan swem. Allerhande soorte stories. Die mans was baie geïnteresseerd in al hierdie stories, maar die stories wat hulle die meeste gefascineer het, was die stories oor olifante. Hulle het gehoor dat olifante deur ondeurdringbare woude kan storm, massiewe vragte op hulle rug kan dra en alle diere en wesens kan laat skrik met hul diep gebrom en harde trompetgeluide. Hulle het ook geweet dat die Raja se dogter, die prinses, op 'n olifant ry wanneer sy deur haar vader se koninkryk reis. Hoe kon die Raja sy dogter so naby aan so 'n vreesaanjaende en gevaarlike dier laat kom? Die ou mans het later heeltemal behep geraak met olifante. Hulle het dag en nag daaroor gestry. 'n Olifant moet 'n magtige en kragtige reus wees, het die eerste blinde man beweer. Hy het stories gehoor van olifante wat gebruik word om woude oop te kap en paaie te bou. Nee, dit kan nie wees nie, het die tweede blinde man aangevoer. 'n Olifant moet grasieus en sag wees as 'n prinses op sy rug kan ry. Boeg man, het die derde blinde man gesê. Almal weet, 'n olifant is 'n gevaarlike monster wat 'n mens se hart met sy verskriklike horing kan deurboor. Ag kom nou, het die vierde blinde man gesê. Julle is almal heeltemal verkeerd. 'n Olifant is duidelik net 'n groot soort beesagtige ding. Julle weet mos hoe mense oordryf. Ek dink die olifant is 'n towerwese, het die vyfde blinde man gesê. Net so ver gesog soos 'n Pegasus, 'n draak of 'n Minotaurus. Ek dink olifante bestaan glad nie, het die sesde blinde man verklaar.
Ek dink ons is geflous. Dis alles net 'n wrede grap. Uiteindelik het die dorpenaars moeg geraak vir al hulle vervelige gestry en hulle het gereël dat 'n olifant na die dorpie gebring word om hulle verwarring eens en vir altyd op te klaar. Dit was tyd dat hulle die waarheid oor olifante leer. Later daardie dag het 'n jong seun aan die ou blinde man se deur kom klop. Hy moes baie hard klop om oor hulle gekibbel gehoor te word. Uiteindelik het die deur oopgegaan en die seun het vir hulle gesê dat daar 'n olifant op die dorpsplein is. Die ou mans het opgewonde opgespring. Die kleinste man het sy hand op die seun se skouer gesit. Die tweede blinde man het sy hand op sy vriend se skouer gesit en so aan, totdat al 6 mans agter mekaar gestap het, veilig gelei deur die seun na die markplein. Hulle het aangehou stry terwyl hulle stap, totdat hulle 'n diep gebrom voor hulle hoor. Dit was die olifant, wat geduldig in die plein gewag het. Die seun het die ou mans tot reg langs die dier gelei, wat eintlik baie kalm en vriendelik was. Die blinde mans het vorentoe gestap om aan die olifant te raak. Die eerste blinde man het uitgereik en die dier se sy aangeraak. Wel, hierdie dier is glad en solied, net soos 'n muur, het hy verklaar. Dit moet baie sterk wees. Die tweede blinde man het sy hand op die olifant se slurp gesit. Nee, het hy gesê. Glad nie, dit is soos 'n reuse slang. Die derde man het die olifant se skerp slagtand gevoel. Verkeerd! Ha, ek was reg, het hy uitgeroep. Hierdie dier is skerp en dodelik, net soos 'n spies. Die vierde blinde man het aan een van die olifant se massiewe bene gevat. Julle maak seker 'n grap, het hy gesê. Dit is, soos ek nog altyd gesê het, bloot 'n baie groot bees. Die vyfde blinde man het aan die olifant se groot oor gevoel. 'n Bees? Belaglik! 'n Olifant is soos 'n groot waaier of 'n skip se seil, het hy gesê. Die sesde blinde man het die olifant se growwe stert gegryp. Wat 'n klomp bog, het hy uitgeroep. Dit is niks anders as 'n ou stuk tou nie. Verskoon my, het die eerste verontwaardig uitgeroep. En so het die gestry voortgeduur. 'n muur, bogpraatjies man, dis 'n slang. 'n spies, julle sampelkoffer, 'n spies. 'n bees, ek sweer ek het hom nou net hoor bulk. 'n waaier, waaier. Moenie my waai nie, dis net 'n stuk tou. Hulle het al hoe harder en harder begin skree. Muur, slang, spies, bees, waaier, tou. Bly asseblief stil, het 'n baie kwaai stem uitgeroep. Dit was die jong seun wat geduldig gewag het om hulle huis toe te neem. Hoe kan elkeen van julle so seker wees dat julle reg is? Die 6 blinde mans het opgehou stry en na die seun gedraai. Omdat ek dit aangeraak het een skaam gesê. Ja, maar ek het ook, het 'n ander gesê. En ek ook. Julle het almal aan die olifant geraak, het die seun uitgeroep. Maar die olifant is 'n baie groot dier. Elkeen van julle het net een deel gevoel.
Miskien as julle die dele saamvoeg, sal julle die waarheid sien. Die ou blinde mans was sprakeloos. Hy het 'n puntbeet, weet julle, het die eerste blinde man gesê. Om die waarheid te leer, moet ons alles wat ons geleer het, saamvoeg. Hulle het in gedagte aan hulle baarde gevryf. Teen hierdie tyd het die olifant verveeld en rusteloos geraak en 'n lae brom gegee. Miskien is dit beter as ons dit op pad huis toe bespreek, het die 5de blinde man gesê. 'n Goeie idee, het hulle saamgestem. Bakplan. Die eerste blinde man het sy hand op die jong seun se skouer gesit. Die tweede blinde man het sy hand op sy vriend se skouer gesit en so aan, totdat al 6 mans saam huis toe gestap het. Diep in gesprek oor hulle nie gevonde olifantkennis. Daar sê, dit was nou 'n lekker storie oor olifante en al hulle verskillende onderdele. 'n Paar nuwe woorde wat ons gehoor het was sintuie. Sintuie is iets wat ons almal het en dis hoe ons die wêreld beleef. Dit is soos om te voel, om te ruik, om te proe, om te hoor of te sien. Dan is daar al die gediertes waarvan hulle gehoor het. 'n Gedierte met 8 slijmerige pote in die see, dis sekerlik 'n seekat. 'n Dier met 2 bilte op hulle rug en wat in jou gesig spoeg. Ek dink dis 'n kameel of 'n dromedaris wat in die woestyn gebruik word. En dan wat dink jy is die swart en wit teddybere wat bamboesplante eet? Ek dink dit is 'n pandabeer. En dat ons ook gehoor van 'n Pegasus, 'n draak of 'n Minotaurus. Dit is wat ons sou noem kreatiewe kreature, towergediertes wat mens baie in stories vind. En dan 'n ander woord was Raja. In Indië, as daar 'n leier of 'n koning oor 'n groot gebied was, was hy die Raja. Dis hoekom sy dogter 'n prinses is. Nou ja, dis dit vir vandag se storie. Baie dankie vir die saamluister. Onthou, los vir ons 'n kommentaar hier waar jy luister, of 'n punt of 'n sterretjie, of stuur sommer vir ons 'n e-pos na sakvolstories@gmail.com. Onthou ook, jy kan elke storie saam lees op ons webblad by www.sakvolstories.co.za. Dankie vir die saamluister. Tot volgende keer. Arrivederci.